Dit is Pinkstersondag, dit is uit die Woord Digitaal se Pinkstersondag erediens en ons wil vir jou in die besonder baie welkom sê vanmôre op hierdie baie spesiale dag waar kinders van die Here dwars oor die hele wêreld die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. Wat 'n vreugdevolle dag vir die kerk van Jesus Christus oor die wêreld heen. Op hierdie baie spesiale dag is dit ons bede dat die Here deur die kragtige werk van sy Heilige Gees en deur sy woord in elkeen van ons se harte sal werk, ons in die geloof sal versterk en ons sal toerus sodat ons as sy kinders elke dag sal lewe. Baie dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Uit die Woord Digitaal is 'n onafhanklike platform wat die woord van God onbevrees, onbevange en suiwer verkondig aan alle mense van die wêreld. Ons kry gereeld navraag waar presies ons is, want u sien ons is hier in die Bosveld en baie mense wil graag weet in watter deel van die wêreld of watter deel van ons land is ons. Ons is natuurlik in Suid-Afrika, net so 15 km noord van Brits, in die Krokodilrivier Vallei, en hier op die skerm sien u die area waar ons dan ook werksaam is, en hier waar die rooi pyltjie wys na die berg toe wat so op die linkerkant is, dit is die gebied, dit is die plaas, Luiperdskloof Private Game Reserve, waar ons elke Sondag ons eredienste opneem en waar ons boodskappe van die Here ontvang, wat ons kan uitstuur na die hele wêreld toe. Ek glo en vertrou dat vanmôre ook vir jou baie besonder sal wees. En van my kant af wil ons vir elkeen van u ook uitnooi om deel te word van ons daaglikse oordeenkings wat op ons WhatsApp-groepe uitgestuur word. Dit is gratis en jy is baie welkom om daarbey aan te sluit. Stuur vir ons net jou naam en jou selfoonnommer na die nommer wat hier op die skerm verskyn en ons sal vir jou byvoeg. Liewe vriende, dan wil ons vanmôre uit die diepte van ons hart sê baie dankie vir almal wat ons kanaal finansiëel ondersteun, vir almal se donasies en skenkings om programme soos hierdie moontlik te maak en om die woord van God met almal van die wêreld te deel. Jou donasie en jou skenking maak dit vir ons moontlik om die koninkrykswerk van God te doen. Baie dankie daarvoor. Nou wil ons vanmôre graag die Here se woord aan u bekendstel en ek glo dat God deur sy Heilige Gees op hierdie Pinkstersondag ons elkeen nader na hom toe sal trek en 'n baie besondere boodskap ook vir ons sal hê vanuit sy woord. Maar voordat ons vanmôre begin, kom ons word stil voor die Here, dan bid ons eers saam. Onse Vader wat in die hemel is, alle lof en eer en aanbidding bring ons vandag aan U, ons God en Vader en Koning, wat met ons op 'n baie besondere wyse bemoeienis maak. Baie dankie Here, dat ons vandag as U kinders Pinkstersondag saam kan vier. Dankie vir die Heilige Gees wat U uitgestort het, om in ons harte te werk en ons te lei elke dag op U pad, en ons te bekragtig, sodat ons lewens vir U tot eer kan wees. Wil U vanmôre deur U woord met ons praat? Wil U ons bemoedig en versterk? En open ook ons harte, sodat U Gees in ons lewens en harte werksaam kan wees, om U woord daarin te bevestig. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Liewe vriende, die uitstorting van die Heilige Gees is een van die hoogtepunte wat in die kerk van Jesus Christus plaasgevind het. Ons weet dat nadat Jesus opgevaar het na die hemel, het hy vir sy disippels gesê om daar in Jerusalem te bly en te wag totdat die Heilige Gees uitgestort word. En op Pinkstersondag is die Heilige Gees op 'n wonderbaarlike wyse uitgestort volgens Handelinge hoofstuk 2. Terwyl die disippels en ander volgelinge van Jesus daar by mekaar was, in die bofortrek waar hulle gereeld by mekaar gekom het die Heilige Gees
in 'n rukwind eers die vertrek gevul en daarna is daar tonge van vuur wat neergedaal het op elkeen van hulle koppe en is hulle vervul met die Heilige Gees. Vroeër het ons disippels gevind wat so 'n bietjie twyfelagtig en onseker opgetree het. Maar na hierdie kragdadige uitstorting van die Heilige Gees op Pinkstersondag is die disippels se harte gevul met vrymoedigheid en het hulle harte warm geklop vir Jesus. Het hulle 'n ywer in hulle lewens geopenbaar en sien ons het hulle die strate van Jerusalem ingegaan om oral te gaan verkondig wie Jesus Christus is. Duisende mense het tot bekering gekom en hulle by die kerk van Jesus Christus aangesluit. Ons lees ook dat hierdie aansluiting by die kerk van Jesus Christus en die talle bekeerlinge nie baie goed ontvang is in die wêreld nie. Ja, die Joodse raad was baie kwaad hieroor en verontwaardig. En selfs die hoëpriester het deelgeneem aan 'n wrede vervolging wat begin het teen die Christene en teen die Christelike kerk. Ons lees van 'n man met die naam van Stefanus, daar in Handelinge hoofstuk 7, wat so vervuld was en geesvervuld was, en die koninkryk van God met ywer gaan uitbrei en verkondig het aan almal, en vir almal gaan vertel het wie Jesus Christus was, dat hy valslik beskuldig is, en voor die Joodse raad gesleep is, en dat hy ook gestenig is. Hy het die eerste martelaar vir Jesus Christus geword. Saulus, wat later Paulus geword het, wat 'n baie bekende fariseer was by die Joodse godsdiens, het hierdie steniging van Stefanus goedgekeur. En hy het briewe gevra van die Joodse raad, sodat hy die Christene kan laat vang daar in Damaskus en in ander dele van die land en hulle geboeid na Jerusalem kan terugbring. Maar die Here het ander planne vir hom gehad. Die Here Jesus Christus het hom ontmoet daar op die pad na Damaskus. En die Heilige Gees het sy hart so kragtadig kom verander, dat hy tot bekering gekom het nadat Jesus uit die hemel met hom gepraat het. Saulus, wat later Paulus geword het 'n baie besondere werktuig in die hand van die Here geword. En hy het die evangelie van redding aan alle mense gaan verkondig. Hy het kerke geplant. Duisende Christene of mense tot bekering gekom en Christene geword deur die prediking van Paulus. Hy het 3 sendingreise onderneem en talle mense tot geloof na Jesus Christus gelei. My liewe broeder en suster, en nou lees ons vanmôre uit die woord van die Here wat die Heilige Gees in 'n mens se lewe doen. Watter kosbare werk hy mee besig is. En hoe ek en jy wat in Jesus Christus glo, sy werk ook in ons lewe kan ondervind en ervaar en beleef. En ons gaan juis kyk na dit wat Paulus vir ons gaan skryf het oor die Heilige Gees in Romeine hoofstuk 8. En vanmôre gaan ons saam lees vers 13 tot 16. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat kinders of almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat uitroep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Broeder en suster, hierdie hele wêreld is vasgevang in sonde. Ja, daar is 'n sondige natuur wat deel van ons lewe is. En die Heilige Gees is juis uitgestort om hierdie sondige natuur mee te deel. Hy oortuig ons van wat die waarheid is.
Hy is uitgestort in hierdie wêreld om oor Jesus Christus te getuig. Hy kom werk teen die sonde. En hy kom werk teen ons sondige natuur, sodat ons nie meer deel van die wêreldse dinge sal wees nie, maar Jesus Christus waarlik kan leer ken. Paulus kom skryf hier in ons teks in vers 13, as julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Die sondige natuur wil alles doen wat sleg is, alles wat verkeerd is, alles wat wêrelds is, alles wat teen God is. Ons almal word in die sondige natuur gebore. Maar in hierdie staat, in hierdie sondige natuur, kan ek en jy nie in die hemel kom as God dit nie eers kom breek het in ons lewe nie. En hy het Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur om die hoogste prys te kom betaal deur sy kruisdood en opstanding, om te kom deel met ons sonde. En elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe hê. Die Heilige Gees is aan ons uitgestort toe Jesus Christus opgevaar het na die hemel. En daardie Heilige Gees is ons trooster, sê Jesus in Johannes hoofstuk 14. En die trooster is aan ons gegee om in ons te werk, in ons te bly en ons te begelei op ons lewenspad. En dit is ook wat Paulus skryf hier in ons teks van vanmôre in Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 13. Julle gaan die dood tegemoet as julle deel bly van julle sondige natuur. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. En hy praat hier van die ewige lewe. Die Heilige Gees help ons om te breek met ons sondige praktyke. Die Heilige Gees oortuig ons van dinge wat verkeerd is in ons lewe. Die Heilige Gees wil graag hê dat jy op God se pad moet lewe. En daarom, toe daardie apostels die Heilige Gees ontvang het in Handelinge 2 en hulle uitgegaan het in die strate van Jerusalem om aan mense te verkondig dat daar nuwe lewe in Jesus Christus is en dat ons gered kan word deur hom, het die Heilige Gees duisende mense tot bekering gebring, hulle harte verander, hulle lewens vernuwe, hulle gemotiveer om vir God te lewe en om goeie werke te gaan doen en om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Die Heilige Gees se werk is kragtadig, broeder en suster. Daar waar hy werk, kan dit nie gekeer word nie. En hy het een doel voor oë, en dit is om vir my en jou na Jesus te lei, en om my en jou lewe nuut te maak, en teen ons sondige natuur te werk. Die Heilige Gees wil graag vir jou na Jesus toe bring, sodat jy in 'n lewende verhouding met hom kan staan en kan doen wat hy van jou vra. Paulus sê almal wat deur die Gees van God hulle laat lei, is kinders van God. Jy kan nie 'n kind van God wees as die Heilige Gees jou nie na God toe gelei het nie. En daarom is sy werk so kosbaar in ons lewe en moet ek en jy vandag as Christene die Here loof en prys dat hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het, dat hy in ons plek die straf op die sonde kom dra het, maar dat sy Heilige Gees ons ook kom oortuig het om in Jesus te glo en ons kinders van die lewende God te maak. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie slawe nie, sê Paulus. En hy laat julle ook nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba, Vader. Dis die Heilige Gees wat jou tot jou Vader toe laat roep. Dis hy wat jou hart vernuwe, jou bekragtig, die motiveer en ook in jou lewe werk om die geloof daarin te plant. Hy neem alle vrees weg. Hy gee ook aan jou die gawes van die Gees, sê Galasiërs 5 vers 22, naamlik liefde, vrede, blydskap, vreugde, selfbeheersing, goedheid, goedhartigheid, nederigheid,
Dis alles eienskappe wat na vore tree in jou lewe wanneer die Heilige Gees in jou werk. En op Pinkstersondag is hierdie Heilige Gees uitgestort sodat hy in kinders van die Here se lewe kan werk, ons kan bemoedig, ons op God se pad kan lei, maar hy werk ook in die kerk van Jesus Christus om die kerk op te bou en toe te rus en as liggaam van Christus te bekragtig sodat ons roeping vir die Here kan uitlewe. Op Pinkstersondag moet ek en jy in diepe nederigheid en in dankbaarheid buig voor die lewende God van hemel en aarde wat sy Heilige Gees aan ons gegee het. Die Griekse woord vir die Heilige Gees is die Parakletos. Die Parakletos is aan ons gegee om vir ons in te tree, om ons te begelei, om in ons harte te woon, om die geloof daar te vestig, om ons te bekragtig met goeie gawes en ons as kinders van God te laat uitroep, Abba, Vader. Hy oortuig ons dat ons kinders van die lewende God is. Wat 'n wonderlike voorreg om die Heilige Gees deel van jou lewe te hê. Jy kan nie sê dat Jesus Christus die Here is sonder die Heilige Gees nie. Jy kan nie in hom glo sonder die Heilige Gees nie. Jy kan nie tot jou Vader roep, Abba Vader, sonder die Heilige Gees nie. Hy oortuig ons dat ons kinders van God is en hy neem alle vrees uit ons lewe uit weg. Hy plant die geloof in ons harte, hy laat groei ons geloof, hy lei ons op Jesus se pad en hy laat ons stry teen die sonde en die ou sondige natuur in ons lewe. Wat 'n wonderlike boodskap wat op Pinkstersondag na ons toe kan kom, geliefdes, wat ons eie kan maak en waaruit ons uit dankbaarheid tot eer van die Here kan lewe. Op hierdie pragtige Sondag is dit my bede dat die Here jou nader na hom toe sal trek, dat die Heilige Gees jou warm sal maak vir Jesus, jou fokus sal stel op Jesus en jou so sal motiveer dat jy altyd vir Jesus Christus sal lewe, toegewyd en gehoorsaam aan sy woord en dat jou lewe sal vrug dra wat God sal verheerlik elke dag, sodat ander mense na Christus toe getrek kan word, God se koninkryk gebou kan word en die Here deur jou lewe geëer kan word. Mag hierdie wonderlike dag vir jou geseënd wees, saam met jou gesin, my liewe broeder en suster, en mag jy sy liefde ondervind ook vandag. Mag die Heilige Gees jou oog gerig hou op Jesus Christus ons Verlosser, wat vir ons die straf gedra het op die sonde, sodat ek en jy vry kan lewe, vrygespreek kan wees, regverdig verklaar kan wees en in 'n ware lewende verhouding met Jesus Christus kan staan. Mag vandag vir jou ook 'n geseënde dag wees en ek bid dat hierdie boodskap vir jou sal vertroos, sal bemoedig en sal versterk vir die lewe wat voorlê. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre vanuit u woord kan aanhoor hoe u Heilige Gees ons lewens kom raak het, kom verander het, kom vernuwe het, en dat ons in 'n lewende verhouding met u kan staan en kan uitroep tot ons Vader, Abba Vader, ons God, my Here, ons Koning. Dankie vir die Heilige Gees, die Parakletos, wat in ons werk, wat in ons woon, wat vir ons intree, wat ons in 'n nuwe lewende verhouding met Jesus en ons hemelse Vader laat staan, en wat die vrug van die Heilige Gees in ons bewerk. Ons eer u daarvoor, Here. Laat ons as u kinders elke dag lewe, deur te stry teen die sonde en verkeerdhede in hierdie wêreld. Dankie, Here, dat ons harte nuut gemaak is deur die Gees, dat u geloof in ons harte ingeplant het deur die Gees, en dat hy vir ons in 'n nuwe lewende verhouding laat staan. In Jesus Christus is ons regverdig verklaar en die Gees bevestig dit in ons harte. Daarvoor loof ons u vanmôre. Laat hierdie Pinksterdag vir ons 'n geseënde dag wees, saam met ons families. Vul ons harte met u Gees en met u vrede, Here. En lei, behoed en bewaar ons in hierdie komende week en laat ons lewens u verheerlik elke dag hier op aarde. In Jesus Christus se naam bid ons dit, uit dankbaarheid. Amen.
Vriende, baie dankie dat u vanmôre ingeskakel het. Mag die Here vir u ryklik seën en as die Here wil sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.